Wie het ons geld gesteel? Wie het hom aangestel oor ons finansies? Wie se man is dit? So jy blameer vir my ja oor. Presies wat ek nou gesê het, ja. Het ek Rosaline aangestel? Natuurlik. En Sylvie het klaar hy besluit gemaak. Al wat ek moes doen is saamstem, want dis mos nie my geld wat die besigheid begin het nie. Marina, jy beter jou volgende woorde bitter versigtig kies. Bitterlik versigtig. Jy, shut up. Shut up. Al twee van julle. Dit baat julle na hobby en mekaar wil hoekom? Van die probleem waar julle nou in sit, is waarvoor ek julle al twee blameer. Maar dis aan Sylvie wat hy krimineel aangestel het. Marina, as jy my man nog een keer krimineel noem, mag jy baie spyt wees. En as jy nog een keer hy stuk ding 'n man noem voor my of homself verdedig, gaan jy spyt wees. Ek verdedig hom, want jy het nie bewyse my man dat hy het gesteel nie. Sylvia, wat 'n bewyse jy nodig as jy onnoosel, hè? Behalwe jy Marina's koos is die enigste een wie toegang gehad het tot die besigheid se bankrekening. Dit wil nie sê hy die geld gesteel nie. Die mense word elke dag bedrog. Hoe aan Sylvia nog steeds die waarheid kan sien, die gaan my verstand te bowe. Madam PJ, as jy laas nie kan praat van waarheid, jy los my man uit. En gaan maak jou verhouding samen en hy stuk drak op van jou reg. Hey, sit. Marina, sit. Jy ook. Al twee, sit. Julle luister nou baie mooi vir my. Julle altyd van die begin af geweet hoe ek voel oor Kosie wat betrokke raak by die besigheid. En dit nogal met die finansies. Maar toe ignoreer julle mos hoe ek daaroor voel. En kyk nou. Oh mama, wat kon ek doen? Bietjie stem dik maak, Marina. Jy het wel nie geld gehad om die besigheid te begin nie, maar jy het damn baie meer gedoen oor die tydperk wat die besigheid bestaan. Meer geld gemaak en jy die talent en die skillman. Oh mama, en Sylvie het geweet ek is nie gelukkig met hy besluit nie. En toe aanvaar jy dit maar net, hè? Presies. En jy? Slimste vrou in die horizon. Wie jy soms so eie wys, dat nie as jy besef hoe dom jy dat lykie. Jy het van die begin af geweet wie en wat Kosie is, maar nog steeds sit jy hier en verdedig daai man, terwyl almal van ons weet, hy's glad nie so onskuldig soos wat hy voorkom nie. Man, sê Kosie verander, hy was... Sê dit, Sylvia, en ek klap vir jou so hard, dat jy dinge sal vergeet wat jy nog moet onthou in die toekoms. En nog 'n ding. Mevrou Karelse, as hy stuk man van jou so lief was vir jou, hè? Hoekom is hy voor nou nog af as jy bel? Dis presies wat ek ook nou wou weet. Ek weet nie. Precies. En wie sê die kastige liefde en gevoel wat vir jou gehad het, was niks behalwe alleen nie, want was het ooit regte liefde, hè? Wat's dit? En jy blind ook, as 'n boekie en 'n pen. Jy skryf vir my elke liewe vriend en familielid se naam in die boekie wat Kosie ooit gehad het en wie jy ken. Wat wil jy daarmee doen? Jy het glad nie meer om sulke vrae te vra nie. Jy het nie. Wie sal ek was lank so opset vir jou? Daai ding van jou beter hoop en bidsaar ek kry nie vir my nie aan nie, want dan gaan ek tronk toe. Skryf, en jy? Skryf my boekies in klas en bring dit vir my. En laat sy loop na haar huis toe of na 'n stuk man van haar huis toe. It wasn't matter. Ek gee nie meer 'n hel om nie. Hi daar, Sari van die Karoo. Dankie dat jy hierdie video gekyk het en geniet het. Moenie vergeet, gee vir ons 'n like, 'n comment, 'n share en 'n subscribe. Dit help my met brood en krag. En Lotto. Goodbye.